Goeiemôre geliefdes. Dit is baie lekker om vir elkeen van u vanoggend hier te sien. Of jy nou vir die hoeveelste keer hier is, of vir die eerste keer vanoggend hier, jy is ewe welkom. En ek hoop werklik waar dat jy sal tuis voel en dat jy die Here se teenwoordigheid sal beleef en dat jy anders hier sal uitstap as wat jy ingekom het. Geliefdes, so 2 weke terug het jy ook seker oral op die nuus en oor die radio of televisie, sosiale media gesien toe Afrikaans se 100 jaar van amptelike taal gevier is. En ek het op oral allerlei plekke gesien, mense vra oor Afrikaans, wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Julle weet nou al, ek hou van 'n goeie woord, 'n woord wat lekker en mooi sê. Ek het in die kar gery en toe vra ek vir Daniel ons seentjie, wat is jou gunsteling woord? En toe sit so oulik, toe sê hy, dis Danas. Dis ons noemnaam vir hom. Danas is sy gunsteling woord. Ons het hier al 'n paar keer gepraat oor lekker woorde, mooi woorde, woorde wat lekker sê, woorde met 'n dieper betekenis. En vanoggend gaan ons oor een van hierdie woorde praat. Die woord paradoks. Iets wat hoogs onwaarskynlik is, maar waar is. In die Bybel kry ons baie kere die konsep van 'n paradoks. 'n Paradoks is 'n stelling wat teenstrydig klink, maar in sy diepte is daar waarheid. Dit kan nie wees nie, maar dit is. Dink aan die woorde van Jesus. Wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Wie sy lewe verloor ter wille van my, sal dit vind. Dit klink soos 'n teenstelling, maar dit het hemelse waarheid in hom. Soos ek sê, ons geloof is vol van sulke paradokse. Wie eerste is, sal laaste wees. Die krag word volbring wanneer jy swak is. Daar kom seëninge deur lyding. Daar's lewe deur die dood. Een van die meer bekende paradokse is in Johannes 16, wat ons vanoggend saam gaan lees. As ons kyk waar ons nou in die kerkjaar is, soos wat ek vir die kinders ook gesê het, dan is ons in 'n tyd wat baie ryk is aan simboliek, baie ryk is aan simbole, gebeurtenisse. Dis van die laaste dae in Jesus se aardse bestaan. Net so voor Hemelvaart, volgende donderdag. En dan kry ons Pinkster, wat die uitstorting van die Heilige Gees is. En wat ons nou gaan saam lees, is van Jesus se laaste dae in gesprekke met sy disippels. Wat ons nou gaan lees is van die belangrikste leesstof vir ons, om te verstaan wat die verhouding is tussen die afwesigheid van Jesus wat weggaan, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Probeer hierdie moeilike paradoks vir sy kinders verduidelik. So kom ons lees dit vanoggend saam. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waarheen gaan u nie. Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Jesus probeer hier vir die disippels vertel dat hy na sy Vader toe gaan. Hulle vra nie eers waartoe gaan hy nie, maar hulle harte is vol verdriet. Hulle is swaarmoedig omdat hulle hoor dat hulle gaan afskeid moet neem van hom. Die disippels se seer is eintlik 'n teken van hulle gebrek aan begrip oor die groter plan van Jesus wat hy nou al 'n hele paar keer vir hulle probeer verduidelik het. Nou hulle verdriet is nie net emosioneel nie, dit dui ook 'n bietjie op 'n geestelike blindheid. Hulle verstaan nie sy afskeid nie. Hulle verstaan nie die voorwaardes wat daar is, of die voordele wat daar is aan sy afskeid nie. Hulle verstaan nie dat sy afskeid iets beteken met die koms van die Heilige Gees nie. En hy probeer nou vir hulle verduidelik. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, kan die trooster nie kom nie. Sy vertrek is dis nie 'n verlies vir hulle nie, dis 'n seën, want dit stel die Heilige Gees in staat om te kom. Dit stel 'n nuwe moontlikheid vir hulle bekend van 'n intieme teenwoordigheid met 'n ander vorm van die Here. As ons hierdie gedeelte lees, kan ons maklik voel, maar hoe op aarde kan dit 'n goeie ding wees? Hoe kan dit, sy heen gaan, sy weggaan, sy afwesigheid, hoe kan dit 'n voordeel wees? Ek is seker hierdie woorde klink so anders as wat hulle sou wou hoor. Hierdie ouens het dan alles opgegee om Jesus te volg. Dit klink amper onmoontlik dat sy afwesigheid beter is as sy teenwoordigheid. Dis die grootste paradoks.
Kom ons lees hierdie gedeelte weer saam en ek lees dit nou vir jou uit die boodskapvertaling. Maar ek is op pad weg na my Vader toe wat my gestuur het, en so waar nie eens een van julle vra waarheen gaan u nie. Dit lyk my julle is te hartseer oor alles wat ek vir julle gesê het. Moenie hartseer wees nie. Glo my, dit gaan glad nie so sleg wees as ek weggaan nie. Inteendeel, julle gaan daarby baat vind. Dink net, as ek nie teruggaan nie, sal die spesiale helper nie na julle toe kan kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Geliefdes, as ons praat oor hierdie duidelike en vreemde teenstrydigheid in hierdie gedeeltes, dan hoor ons hoe Jesus weer eens sê, maar sy vertrek is nie 'n verlies nie, dis 'n seën. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is deel van Jesus se afskeidsgesprekke. En sy disippels word hartseer en bang en verward. En dan sê hy vir hulle, maar hoor nou hierdie waarheid. Met ander woorde, glo my, hoor hierdie waarheid. Al voel dit vir julle teenstrydig. Glo my, dis hierdie uitnodiging om hom te vertrou. Daar is vir julle voordeel aan my weggaan. Dit is tot julle voordeel, dit is tot julle beswil. Jesus sê nie net vir hulle, dit sal kan werk nie. Hy sê dis eintlik beter so dat ek weggaan. Natuurlik is dit skokkend. Vir hulle en vir ons ook. Ons weet hoe belangrik is teenwoordigheid. As dit net lyk of ek nie heeltemal teenwoordig is nie, sal Daniel baie vinnig vir my sê, kyk vir my. As ek nie dalk te lank na my foon kyk, in plaas van hoe hy speel, sal hy roep my uit daarop. In 'n wêreld waar ons vandag leef, weet ons, hoe is die teenwoordigheid van geliefdes kosbaar, onvervangbaar. En daarom in hierdie wêreld, in hierdie tyd, waar ons dit besef, is Jesus se woorde vir ons ook vreemd. Maar Johannes bied vir ons 'n teologie van teenwoordigheid deur afwesigheid. Dis 'n paradoks, ja, met 'n diep, ryk betekenis. Hoe kan ons sê dat Jesus se weggaan tot sy voordeel is, tot enigiemand se voordeel is? Want, sê hy, die een goeie ding is, Jesus was fisies by hulle, en toe hy fisies by hulle was sy teenwoordigheid beperk tot tyd en ruimte. Hy kon net op een plek, op een tyd wees. En as hy weggaan, dan beteken dit, nou maak ek dit oop, dat ek op enige tyd, by enige iemand kan wees. By enige gelowige, op enige plek, deur die werking van die Heilige Gees. Sy weggaan, gaan dis nie afstand skep nie, hy kom nader aan mense as ooit tevore. Hoe? Deur die Heilige Gees. As Jesus sê, maar sy vertrek is tot hulle voordeel, dan beteken dit, as hulle verstaan, dan sal dit help om te weet, dat hulle nie hoef hartseer te wees, oor daar 'n beter tyd in hulle geloof was, toe Jesus fisies op aarde was nie. Nee, dis nie die einde nie. Die Heilige Gees kom. Vir die gelowiges wat in daai tyd geleef het, was die vervulling van hierdie belofte natuurlik anders as wat dit vir ons is. Want ons is gebore en ons weet al van ons eerste oomblik af dat die Heilige Gees by ons is. Maar dit beteken nie dat daar 'n mindere groote betekenis aan hierdie uitstorting van die Gees is vir ons nie. Dis hierdie opnuut bewuste oproep vir ons om te sê, die teenwoordigheid van God is in 'n ander vorm by julle elkeen, elke dag. Op elke plek. Jesus se vertrek is nie die onttrekking van God nie, dis die verdieping van sy teenwoordigheid. Dis die begin van 'n nuwe manier van wees. Nie net God met ons nie, maar ook ons in God. Die bekende teoloog Dietrich Bonhoeffer het dit so mooi gesê, Christus se afwesigheid is die ruimte waarin die Gees Christus teenwoordig maak. Nou in die tyd wat kom, gaan ons 'n hele paar keer praat oor die werking van die Gees. Ons gaan praat oor hom wat gekom het om by ons te wees, die trooster, die een wat sy teenwoordigheid vir elkeen van ons kom gee. Hulle praat van die Griekse woord is die woord parakleet, die helper, die trooster, die raadgewer, die voorspraak. Parakleet beteken die een wat geroep is om hier langs jou te kom staan, en by jou te wees, en vir jou in te tree as jy nie weet wat om te sê nie.
die trooster, die helper, die een wat namens jou sal pleit, die leraar, die getuie. Die Heilige Gees, as ons net Johannes 14 lees, is die een wat in ons kom bly. Die een wat ons herinner aan Jesus se woorde, die een wat getuig van Jesus, die een wat ons oortuig van geregtigheid en genade, die een wat vir ons kom sê, maar jy's nooit alleen nie, die Gees van die Here is in jou. Die Heilige Gees is dis 'n manier om God drie-enig, hierdie moeilike konsep vir ons, baie fisies te kom wys, dat God teenwoordig is hier en nou by ons in die kerk. Augustinus het weer gesê, die Gees is die band van liefde tussen die Vader en die Seun, wat nou in liefde in ons harte vloei. Dit beteken baie goed vir ons, dit beteken die Gees is in ons en by ons, weer eens in Johannes 14. Dit sê, dit sal ons leer en ons herinner aan alles wat Jesus vir ons gesê het, alles waarvan Jesus getuig het. Hy sal ons leer en lei in die waarheid. Ek sê weer, dit is aanvanklik amper onmoontlik om te dink dat Jesus se afwesigheid beter is as sy teenwoordigheid. Tog hoor ons dat sy afwesigheid beteken nou iets niets. Dit beteken iets anders. Al is dit anders as wat die eerste gelowiges beplan het. Geliefdes, om van plan te moet verander is nooit lekker nie. Dis nooit maklik nie. Dit is soms hard en moeilik om 'n nuwe plan vir jou lewe te moet kry. Om jou kop te moet swaai, om jou ingesteldheid te verander. Dit vra baie, dit vra soms alles van jou. En daarom kry ons die Heilige Gees, om by ons te kom staan in tye wanneer ons lewe moet draai en swaai. Die digter George Lowe skryf, ons soek U God opnuut, soos 'n blom wat oopgaan in die somer, sodat ons oë nuut kan kyk. En as ons met oop oë kyk, dan sal ons sien, omdat Hy my verlaat het, laat Hy my nooit alleen. Geliefdes, ons beweeg in 'n tyd van die kerkjaar in wat deurtrek is met misterie, maar ook beweging en beloftes. Die tyd tussen Paasfees en Pinkster is 'n tyd van oorgang, van wag, van transformasie, van nuwe planne maak vir 'n mens se lewe. En daarom klink dit vreemd as Jesus sê, dit is tot julle voordeel as ek weggaan. Dis nie wat mense wil hoor, as hulle nou moet hoor, maar ek moet nou iets nuuts met my lewe doen, en ek moet opgee wat ek gedink het ek vir die res van my lewe gaan doen nie. Dis nie wat jy verwag as jy gewoond geraak het aan die Messias se fisiese teenwoordigheid nie. Dit was nie deel van die plan nie. En tog lê daar iets besonders vir ons opgesluit in hierdie tyd, die geheim van Pinkster. God se pad loop dikwels deur verlies na lewe. God se pad loop dikwels deur afskeid na volheid, deur stilte na asem. Dit is die pragtige paradoks van geloof. Dat een ding plek maak vir 'n ander. Vir iets anders, vir iemand anders. Anders is nooit maklik of goed of reg nie. En tog hoor ons anders kan selfs beter wees. Al sien en verstaan ons dit nie dadelik nie. Dit hang grootendeels net af hoe ons daarna kyk. Dink dit aan hoe 'n mens se perspektief soms kan verander. Loop jy alleen in die aand om jou huis, kan jy jouself baie bang praat oor wat om jou aangaan, en elke skaduwee kan iets verskrikliks beteken. Maar as jy dieselfde pad die volgende dag stap in die lig, dan was dit skielik net 'n boom of 'n heining of jou eie hond wat jou bang gemaak het. Dieselfde werklikheid, jy kyk dit op 'n ander manier daarna. Die kerk kan so 'n plek wees, kan 'n gebou wees, 'n groot onpersoonlike ruimte vol baksteen en bietjie hout, of kan 'n heilige ruimte wees waar jy jou skoene uittrek, waar jy vrede kom vind, waar jy vreugde kom vind, waar jy ontmoeting met die Here kom vind, waar jy hoop kom vind. Dit hang af van jou ingesteldheid. Slegte nuus kan jou altyd definieer. Dit kan jou onderkry, dit kan jou onderhou,
Dit kan jou breek en jou rol en jou aanhou rol. Of dit kan jou komma wees, nie jou punt nie. Die liturg en teoloog Prof. Cas Wepener skryf, 'n kar, 'n kantoor, 'n kombuis, 'n kamer, 'n kerk, kan niks wees nie. Of dit kan iets wees. 'n Teken van verlatenheid of 'n teken van teenwoordigheid, dit hang af hoe jy kyk, dit hang af hoe jy jou instel. Dit is waar hierdie tyd van Pinkster gaan, oor oë wat oop gaan en nuut kyk en hernie word. Dit gaan oor lewe wat weer begin. Ons God is nie 'n God wat een keer lank terug geskep het en nooit weer skep. Hy is nie 'n God wat geskep het en toe onttrek het nie. Hy's 'n God wat herskep, wat steeds besig is, wat steeds teenwoordig is. Soos God in Genesis asem oor die stof mense kon blaas hy in Johannes 20 sy asem oor sy disippels en gee vir hulle lewe. Dit is soos iemand wat in die vleuel staan van 'n toneelstuk en vir die akteurs fluister wat die woorde is wat volgende gebeur. Dit is hoe God soms op die kantlyn staan en vir ons fluister en sê, maar ek is hier, ek is met jou, ek het iets nuuts wat kan gebeur. Hierdie verhaal met die disippels, hierdie woorde, die moed, die raad vir 'n rigtingwysing, vir 'n toekoms wat hulle nie beplan het nie, is 'n ritme van herskepping, van 'n God wat sê, ek sal weer en weer met die mense begin en oorbegin, deur die Heilige Gees. En daarom kan ons gebed wees, kom Skepper Gees, kom maak nuut die wat moeg is. Kom herstel dit wat gebreek is, kom vul dit wat leeg is. In hierdie tyd kan ons oor en oor vir mekaar sê, kom Skepper Gees. In hierdie weke gaan ons nie net die woorde sê nie, maar dit hopelik ook beleef. Wat dit beteken om weer te kan kyk, om weer te sien, om die Gees in gewone goed te sien. Om te voel waar hy werk, om te ruik hoe nuwe lewe ontkiem, om te proe dat die Here goed is. Die lewe wat jy vandag lei, selfs al is dit nie nêrens naby aan perfek nie. Al is dit stikkend en onvoltooid, is dit steeds 'n plek waar God besig is. Hy wag nie eers in 'n beter, mooier, makliker weergawe van jou lewe nie. Hy's alreeds hier, nou. Dit hang net af van hoe ons kyk. En dalk na wie ons kyk. Mag ons saam in hierdie tyd wat kom, ons harte instel om nuut te ontvang. Mag ons asemhaal en nuwe asem kry, en oë kry wat kan sien. Mag ons God se herskeppende teenwoordigheid ervaar in elke vertrek wat jy instap, in elke kombuis waar jy kos maak, in elke kerkgebou wat jy sit, in elke motor wat jy ry, en mag dit 'n oomblik wees van lewe. Selfs in jou alledaagse lewe. Mag ons oë anders kyk, selfs al moet ons nuwe planne maak. Plan C, D, E, en mag die Gees ons die krag gee om skepend en kreatief ons nuwe pad te baan. Kom Skepper Gees, kom nou, kom hier, kom werk in ons elkeen. Amen.